Goeiemôre. Groet julle in die mooi naam van Jesus. Amen. Hoe hou julle van my luidspreker? Of my mic? Maar ek is Dave, nie Mike nie. OK. Eerstens wil ek vir die herderspaar sê, baie dankie vir die voorreg wat ons het en gehad het om hierdie feesnaweek te kon die gemeentes te bedien. En dan ook vir Dok wat al reeds by die huis is. Ek sal hom terugkry volgende week. En dan pastoor Dani en Annelie, baie dankie. Dit was 'n voorreg. Ons het julle nou beter geleer ken. Al is dit nou net van Philipston af Hannover toe. Het ons julle nou beter hoor geleer om te sien dat Annelie is die ene wat die meeste praat. En my vrou is 'n voorreg om altyd saam met haar te kan wees. Man, ek het so 'n paar gedagtes waarmee ek wil deel voor ek begin met die woord. My woord gaan nie baie lank wees nie. Maar het jy al gesit, net teruggesit en gewonder? Net teruggesit en stil gebly, stil geword voor die Here. Want dis wat Psalm 46 vers 10 sê. Be still and know that I'm God. Maar het jy al bietjie teruggesit en wonder wat God mee besig is? Waarmee is God besig? God is besig om mense op te rig. God is besig om mense toe te rus. Amen. God is besig om iets in ons binneste te laat soort van ontplof, sodat die tyd wat so naby is voor die wegraping is so naby dat die Here besig is om geweldig met rasseskrede mense toe te rus. Amen. En die werk wat hier begin is, gaan die Here volëindig. Yes. Amen. En die werk wat hy hier begin het hy vir elke ene wat hier sit 'n doel. Yes. Al is dit dans, al is dit pastoraal, al is dit die kennis van Nikkel, al is dit, maak nie saak wat nie, maar God is besig, soos wat ek hom nog lanklaas gesien het. Hy's besig om mense op te rig. Hy's besig om mense wakker te maak. Yes. Hy's besig om hulle in hulle binnekamer in te stoot. Hy's besig deur gebed om te antwoord wat jy hom vra. Soos wat ek nog nooit gesien het nie. Soos wat ek nog nooit ervaar het nie. En iewes skielik is daar besig om 'n ontploffing in die kerk van Jesus Christus plaas te vind. Want hierdie kerk van Jesus Christus, die Bybel sê dat Jesus is die rots waarop hy sy kerk bou. En hy gaan sy kerk bou totdat hy ons gaan kom haal. Amen. En weet jy, as hy ons gaan kom haal, gaan ons vir ewig en ewig en ewig saam met hom wees. Halleluja. En die toerusting en dit wat hy vir jou gegee het, en dit wat hy vir jou geleer het, en dit wat hy uit die woord vir jou gegee het, daarbo gaan hy net verder om jou toe te rus. Weet jy hoe lank is lank? Weet jy hoe lank is ewig? Ons gaan vir ewig en ewig en ewig en ewig saam met hom wees. Amen. Maar daar is daar ook 'n ander hartklop van God. Die hartklop van die verlore siele daar buite. En dit is hoekom net 50% van die kerk gaan saam. Hoekom? Want hulle het nie geluister nie. Hulle het nie genoeg olie gehad nie. Hulle was nie toegerus nie. En dit is hoekom dit so belangrik is om toegerus te word vir dienswerk. Want dis die dienswerk wat so belangrik is, dat as jy die woord vat, en jy lees die woord, as jy 12 hoofstukke elke dag lees, dan het jy die Bybel 3 keer deurgelees. En jy vat die woord en jy maak die woord jou eie, en jy maak die 8000 beloftes jou eie. Party sê daar 12000 beloftes, maar jy maak dit jou eie. En dan kom ons by die verlore siele. Almal van ons wat hier sit, het 'n familielid wat nie die Here dien nie. Wat skynskyk.
sluit myself in. Maar ek wil vir jou sê, dat dit wat hier begin het, gaan die Here voleindig. Amen. En ek het 'n gedeelte uit Esegiel 37 vanaf vers 1 tot 10. Can these dry bones live again? Kan hierdie bene weer by mekaar kom? En in vers 10 kom al hierdie goed by mekaar. En dit is vir my 'n teken van, maak nie saak wat die leraar sê nie, maar vir my 'n teken van hulle wat verlore is, hulle wat weggegaan het van die Here af, dat hulle weer by mekaar kom as 'n eenheid, hulle by mekaar kom as 'n gemeente, hulle by mekaar kom om te doen wat God hulle geroep het om te doen. Luister wat sê Esegiel, vers 36, 26 en 27. En ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. Yes. En 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van gees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee. En ek sal maak dat julle in my insette wandel en my verordeninge onderhou en doen. Hoe word jy geonderhou? Jy word geleer. Die woord leer jou. Die woord wys vir jou. Yes. En as jy enigstens vasvang, val in die woord, is daar altyd iemand in die gemeenskap, daar's altyd iemand in die liggaam wat jou kan help. Nee, Priscilla. As hy nie iets weet nie, dan skryf jy dit neer en dan kom sy, kom, vertel vir my. Want die Here het vir haar 'n passie gegee om te doen wat God haar geroep het om te doen. Ek wil vir julle sê, daar's net een ding waaraan God belangstel. Hy stel nie belang in jou bankrekening. Hy stel nie belang in jou wat 'n kar jy ry nie. Hy stel nie, hy wil vir jou gee. Hy wil vir jou seën. Hy wil jou toerus. Hy wil vir jou krag gee. As ek nou moet tel hoeveel kilometer ek al agterna aan die bediening gery het, dis honderde duisende kilometers. Maar my ou BMW'tjie, hy kom nog aan. Hy stel net belang in een ding. Siele en siele. En dis hoekom jy toegerus word. Dis hoekom jy toegerus word. Dis hoekom jy kennis kry. Om hierdie blye boodskap uit te dra aan 'n verlore wêreld. Yes. Om hulle te vertel dat Jesus nog dieselfde is, gister, vandag en môre tot in alle ewigheid. Amen. Dat hy nog steeds red, Yes. dat hy nog steeds laat doop, Loof die Here. dat hy nog steeds doop met sy Heilige Gees, dat hy nog steeds duiwels uitdrywe. Halleluja. Hy het nog nie verander nie. Amen. Hy bly dieselfde gister, vandag en môre tot in alle ewigheid. En hy bring nog steeds genesing. Yes. Hoekom? Soos die Engelsman sê, this is the remnant of Christ. Yes. Julle jaag die vrede na, sodat julle Jesus kan sien. Julle jaag dit na, sodat Jesus vir julle geopenbaar kan word. Julle jaag dit na, sodat Jesus in julle gesien kan word. Amen. In die oomblik as Jesus in julle gesien kan word, dan moet jy weet, daar's iemand daar buite, wat jy na die Here toe kan lei. Halleluja. Want die belangrikste vir my is siele. En elke ene van julle wat hier sit en staan, het iemand in julle familie wat nog nie gered is nie. En ek wil vir jou die versekering gee, dat God is 'n hoorder en 'n antwoorder van gebed. Amen. Dat hy sal nie een gebed onbeantwoord laat nie. Maar die keuse is hulle, of hulle wil en of hulle nie wil nie. Nou wil ek begin bietjie praat oor herlewing. Kyk, vanmôre se diens oor die wonders en tekens van God. Die enigste manier hoe hierdie wonders en tekens gaan kom,
is deur herlewing. Amen. Want deur herlewing gaan die mense, ag hulle is moeg gepreek. Hulle is moeg gehoor van die woord. Ja. Maar laat een man se oë wat nie kan sien nie oopgemaak word. Die volgende Sondag, heilige spook neem nie worry nie. Die volgende Sondag is die kerk vol. Die volgende Sondag, as die grootste sondaar in Richmond hier agter kom sit, en die Here doen vir hom iets magtig, of hy laat hom met 'n rolstoel uit opstaan, of iets gebeur met hom, die volgende Sondag, is hierdie plek te klein. Amen. Dit is hoekom ons voorbereid moet wees, vir dit wat aankom is. Halleluja. Want ek glo God het ons 'n genade tydperk gegee. Hierdie genade tydperk het so 'n paar maande terug begin. Is daar woord, is daar profesie in die woord wat nog nie in vervulling gekom het nie? Ja, daar is. Die siele daar buite, hulle roep uit, daar's geen hoop nie. Ek het al gehoor van mense wat hulle self ophang, mense wat hulle self net oor die pad hardloop, dat die trok hom verpletter. Maar daar is hoop, en daar is net een hoop, en sy naam is Jesus Christus, die Seun van die lewende God, die een wat was, die een wat is, die een wat weer gaan kom. Kom ons gee hom 'n lofoffer soos nog nooit tevore in Richmond nie. Is ons in die laaste dae? Is ons in die laaste dae, kan ek jou aansien? Ek glo ons is in die laaste dae. Hoor wat sê die Bybel van die laaste dae? En in die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters. Halleluja! Prys die Here. Wat sê hy hierso? Sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien. En ek en pastoor Dani, die ou mense, ons sal drome droom. So daar's niemand van julle wat nie ingesluit is nie. Ja, Jan, jy met jou wit kop en ek ook met myne. Ek sê ons is in die laaste dae. Amen. Die Engelsman sê we can sense it in the spirit. Yes. We can sense it in the realm. Yes. We can sense it in the atmosphere. Waar was jy in Januarie gewees? En waar is jy nou? So, dit wat ek sê, ek praat nie nonsens nie. Die mamma Release, wees rustig. Still love you. Het God al sy gees uitgestort op alle vlees? As dit gebeur, hallo, sien jy daai Philipstown kerkie daar aan die kant wat uitgroei? Sien jy hierdie ander kerke wat uitgekoop word? Ek glo dat hierdie gees wat uitgestort word, gaan word, 'n laaste roepstem van God gaan wees. Amen. Om sy eklesia Yes. in orde te kry, Glory. om sy eklesia gereed te kry, Yes. om sy eklesia te laat gereed maak, om 'n magtige oes in te bring. Want die Here staan in Matteus 9, en hy kyk so en hy sien, woe! Oes is groot, arbeiders is min. As jy nie 'n arbeider is nie, hou jou hand af. As jy 'n arbeider is, steek jou hand op. Hallo daar. En as jy net een siel, as jy net vir een siel vertel hierdie week, dat Jesus Christus red,
dat hy doop met sy Heilige Gees, dat hy nog steeds demone uitdryf, dat hy nog steeds in tale laat doop. Net een persoon, maar voor dit moet jy iets doen. Jy moet iets doen. Jy moet daai persoon in gebed na die Here toe bring, sodat daai Gees wat in jou is, kontak kan maak met Jesus. En as hy kontak gemaak het met Jesus, dan kan die Heilige Gees na daai persoon toe gaan. En hy kan hom oortuig, en hy kan hom oorreed van sy geregtigheid, sy oordeel en sy sonde. Geen ander manier nie. En ek het dit toegepas. Ek het gebid. En die Here gebruik ons om 142 siele in een dag na die Here toe te lei. Because it can be done. Ja. Nou, ek haas na my einde. My 747 het opgestyg en hy is nou daar in die wolke en hy is besig om te land. Eerste punt van herlewing. Waar begin herlewing? Pastoor Dani, bly jy nou stil. Waar begin herlewing? Begin by jou. Amen. Moenie na die pastoor toe kom of die pastoor se vrou of die pastoor in wording nie. Gaan, die herlewing begin by jou. Amen. Jou herlewing is belangriker as enige ander herlewing. Want hoe is jou dienswerk? Hoe is jou gebedslewe? Hoe is jou Bybelstudie? Hoe is jou getuienis? Maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom en jy sal my getuie wees. Halleluja. Jy sal my getuie wees. Wie se getuie? Jesus Christus. Handelinge 2:38, gaan lees dit op jou eie tyd. Maar lees dit stadig, laat jy dit kan verstaan. Die eerste stap van herlewing. Sorry, is die waarheid. God gaan sy kerk skud. Waar kry ek dit? Uit die woord uit. 1 Petrus 4:17, maar die tyd is daar, dat die oordeel moet begin by die huis van God. Laat staan dit, los dit en los dit. Jy moet luister wat die Here sê, want hy gaan begin by die huis van God, wat die Bybel sê. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie ongehoorsaam is? Want as hy by jou begin, en hy maak jou skoon, volgens Johannes 8, as die Seun van God jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees, en jy skoon. My liewe broer en suster, dan trek jy die verlore siele na jou toe. Want, dan kan hulle Jesus in jou sien. En jy kan vir my lag. Ek hoor gisteraand, dat ek 'n stuk grond gekoop het, en lekker geval het, en daai gat is toegemaak, maar ek sê vir jou, dit het my laat wakker skrik, want koning Rugby het my geroep, en toe laat koning Jesus my val. Romeine 2 vers 5 en 6, maar ooreenkomstig die volhardheid van hart vergader vir jou 'n skat in die dag van die toring en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Ek het mos begin om vir julle te sê, hierdie goed is van minder belang. Hierdie goed het onskatbare waarde. Onskatbare waarde. It is so wonderful. Ek kan nie sing nie, my vrou gaan begin ekstra in tale bid. Sy gaan in 4de rad begin bid as ek begin sing. Markus 13:33, het jy dit vanoggend genoem? Luister, pas op. Waak en bid,
Want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Ek kan vanaand gaan slaap, lekker geëet in Philippstown. Ek kan gaan slaap, dat ons gaan droom van al die lekker kos, en dan kom die Here. As jy gereed, Jesaja 26 vers 20, kom my volk, gaan in jou binnekamer, sluit die deur agter jou, verberg jou vir 'n klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan. Want die meeste van die tyd as ons issues het, wat doen ons? Gaan ons na die Here toe. Maar nou moet ons elke dag na die Here toe gaan. Ons moet elke dag ten minste 1 uur in gebed wees. Ten minste 'n halfuur Bybel lees. God moet eers, en ek glo dit al reeds begin om sy kerk skoon te maak. Hy begin by elke individu. Die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Hebreërs 12 vers 14. Ons moet streef na heiligmaking. Alle dinge wat ons weerhou van sy heerlikheid af. Ons moet meer tyd in ons binnekamer spandeer. Lê by sy voete, praat met sy Heilige Gees. Tel die manne op en wees 'n kragtige instrument in sy hande. Alles is opgesom in 'n paar versies. Die tweede en die derde ene kom eintlik saam. Het julle al gesien wat besig is om in die wêreld te gebeur? Het julle al gesien van die oorstromings? Het julle al gesien van die spiewende berge? Het julle al gesien van die aardbewings? Het julle al hierdie goed al gesien? God skud die nasies. God is besig om hulle reg te kry. Efesiërs 2 vers 12, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap en vreemdelinge ten aansien van die bonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Hy skud hulle sodat hulle kan uitroep, wie is u? Wie is u? Wie is u? En dan kom die 5voudige bediening en die mense wat toegerus is vir dienswerk en hulle vertel hulle dat Jesus Christus is die antwoord. God gaan die nasies skud, die derde ene. En ek sal die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul. Eers sal hy dit skud. Hy klap jou links en regs en onderste bo. En daarna, wat maak hy daarna? Luister wat sê die woord. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, Halleluja. sê die Here van die leerskare. Halleluja. Nie net hierdie huisie, maar elke huis wat gehoorsaam is aan die roepstem van die Here. Gepraat van die aardbewings, oorstromings, tsunamies, hurrikanes, oorvloede, oorloë, gerugte van oorlog, hongersnode, pestsiekte, verskillende plekke, maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Het julle geweet dat Israel se eerste minister en sy vorige minister van verdediging is aangekla weer by die ICC, and I prayed to God that it's not South Africa again. Kom ek by die laaste gedeelte. Is toe lekker. As hy al hierdie goed gedoen het, prys God op die spot, dan kom God se glorie. Hallelujah. Then God's glory, the kabod of God will descend on this church. And people will not know that this is the glory of God, because God will do signs, miracles and wonders left, right and center. And God will bring in souls like never before, because the first one that is broken and he comes in here and he wants to serve the Lord.
The world is going to know that Jesus Christ has descended and Jesus Christ has brought his glory to the church of Jesus Christ. Want hy gaan sy kerk herstel. Amen. Hy gaan sy kerk terugbring op die plek waar hy moet wees. Want hy is 'n beloner Yes. vir die wat hom soek. Hallelujah. Eintlik moes ek dit in Engels gedoen het. Jesaja 60 vers 1 tot 3. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Hallelujah. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en die donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here oor opgaan. Halleluja. Kom ons vat net gou 'n prysbreek. Kom ons gee die Here 'n lekker lof. Yes. Is dit al wat jy kan doen? Kom ons gee dit nog harder. In die army is it a smoke break, hier is it a praise break. Let's give God a praise offering like never before. En die nasies sal trek na jou lig en die konings na jou stralende opgang. Ek het 2 teksverse wat ek vir jou wil lees. Hierdie 2 teksverse is vir elkeen van julle, insluitende hierdie ou wat so lekker staan en sweet. Johannes 12:24. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Hoe lyk jou vrug vandag? Hoe lyk jou vrug sielswenners gewys? Jy sien, maar dis 'n mooi Afrikaanse woord. Nooit gedink ek as ek dit goed sê nie. Maar hoe lyk jou vrug? Gaan, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dan sê ek is met julle. En dan sê die belangrike ene, en leer hulle alles om te onderhou wat ek julle beveel het. So, dan gaan so 'n bietjie Bybelskool wees, dan gaan 'n bietjie leerskool wees, want dis wat die Here wil hê. En die laaste ene kan julle agter my aan sê. Wil julle? Ja. Ek sê julle gaan. Dis nie 'n wil jy, dis 'n bevel. Johannes 14 vers 12. Sê agter my aan, voorwaar. Julle weet, nou hoef jy nie te praat nie, maar as die Here 2 keer dit sê, dan is hy ernstig. Nou kan julle weer agter my, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal jy ook doen. Sal jy ook doen. Sal Werner ook doen. En hy sal groter werke doen as dit. Omdat ek na my Vader gaan. Dis nou nie groter werke nie, maar meer werke. Want kyk, Jesus was 1 met sy 12 disippels. Hoeveel sit hier so 100? Die meeste wat ek nog hier gesien het. Kerk is te klein, het jy gehoor? Het jy gehoor? Dis die 4 stappe van herlewing. Soos gewoonlik, het ek my olie saamgebring. Come on, it's going to be lovely. Is jy gereed vir herlewing? Is jy gereed vir herlewing?